Want ons dink wanneer A die waarheid is, dan kom die duiwel nou na jou toe met B. Wanneer X die waarheid is, dan kom die duiwel na jou toe met Y, waar X en Y teenoorgestel is van mekaar, of A en B teenoorgestel is van mekaar. Die duiwel is nie stupid hoor. Hy was 'n aardsengel. Om die waarheid te sê, sy vlak van intellek is bietjie hoër as my en joune. Hy kom nie na jou toe met die teenoorgestelde van die waarheid nie, want hy weet jy is slim genoeg om hom uit te vang. Hy kom na jou toe met X plus 1 of X minus 1. Net af van die waarheid af. Want hy weet as hy dit kan regkry om vir jou te laat glo dat X plus 1 of X minus 1 'n bietjie bygesit by die waarheid of 'n bietjie weggevat van die waarheid af, as hy vir jou kan kry om daai leuen te glo, klein leentjie, dan stel dit jou oop vir die volgende leuen wat so 'n bietjie groter is. Omdat jy die vorige leuen glo, is jy ook reg en gereed gemaak vir die volgende leuen. En so kry ons vandag mense, en dit gebeur dikwels met onsself, dat daar 'n struktuur van leuns binne in ons opgebou word. Een of ander tyd glo jy 'n klein leentjie, vir watter rede ook al. Dit stel jou oop vir leuen nommer 2. Leuen nommer 1 is 95% waarheid. Leuen nommer 2 is 80% waarheid. Leuen nommer 3 is nog 60% waarheid. Maar daarvan af raak dit 'n bietjie rof. En dit gebeur op die ouend dat jy 'n volslae leuen glo, dat daar geen waarheid in is meer. En jy het 'n hele klomp baie goeie redes hoekom jy daai leuen glo. En as jy vandag na my toe kom en jy sê vir my, dit is die waarheid en ek erken dit as 'n leuen, dan sê ek vir jou, dit is nie waar nie. Dis 'n leuen. Dan sê jy vir my, maar dit kan nie waar wees nie. Sê maar nou, dit is leuen nommer 25 waarmee jy na my toe kom, wat jy glo. Dan sê ek, dis nie waar nie. Dan sê jy, maar dit moet waar wees, want. En wat volg na want? Leuen nommer 24. Dan sê ek vir jou, maar dis ook 'n leuen. Dan sê jy, dit kan nie wees nie, want. Wat volg na want? Leuen nommer 23. Want hy vorm die grondslag van leuen nommer 24, ensovoorts. En dan kom ons hier by leuen nommer 16, nommer 15, nommer 14, ons nog nie naaste by die oorspronklike leuen nie. Nou sê jy vir my, wil jy nou vir my kom sê, dat alles wat ek glo is 'n leuen? Dan het jy jou meer met my verloor, jy is nie meer lus vir my nie, en jy draai om en jy loop weg, en as ons nog lank al nie klaar met die proses nie. En mense, dit is ons probleem in die kerk. Ons raak kwaad vir mekaar, ons draai, ons loop weg, lank voordat ons by die oorsprong van die leuen is. Weet julle waar lê die oorsprong van die leuen gewoonlik? Lê nie in jou nie. Dit lê in jou voorgeslagte. Jy het dit aan moeders knie geleer. Want jou voorgeslagte het dit al geglo. En hulle leeftyd was te kort vir die duiwel om vir hulle al die leuns te leer wat hy nog vir hulle wou geleer het. Maar jy's volgende en jy leer aan moeders knie dit wat ma glo en dit wat pa glo en jy's gereed vir die volgende klomp leuns. Hierdie struktuur van leuns binne in ons koppe, het die ouens 'n naam voor uitgedink, ek dink is 'n baie gepaste naam, hulle noem dit 'n vesting van die verstand. Dit is soos 'n vesting, en enige iets wat daar teen kop, bons net daarvan af weg. Want jy sê net, dit kan nie waar wees nie. Enige waarheid, het jy 23, 24, 25 goeie redes, hoekom dit nie kan waar wees nie. Vraag is, hoe breek 'n mens dit af? Een leuen bou op 'n vorige en groot leuns bou op vorige klein leuntjies. As jou kerkleier jou sou kon oortuig om klein leuntjies te glo, sal jy met die tyd groter leuns ook glo. As jou ouma's en jou oupa's reeds die kleiner leuntjies geglo het, dink net watter bog glo ons vandag. Kerkleiers in Suid-Afrika is al vir meer as 350 jaar lede van geheime organisasies. Dit is nie dinge wat ek uit my duim uitsuig nie, ons gaan vanaand na al die prentjies kyk. Organisasies met hulle eie wêreldbeskouinge en filosofieë. Jy sal jou verstom, ek was verstom om te sien watter uitgebreide filosofieë hierdie ouens het. Hulle skryf boeke, dik volumes oor hierdie filosofieë van hulle.
wat beslis nie vanuit die skrif kom nie. Inteendeel, hulle kom reguit vanuit die heidendom. Omdat mense uiteraard sal vra Ewenswat, hoekom doen jy hierdie goeders? Wat wil jy bereik? Wat is jou agenda? Ek het nie agenda nie, my agenda is oop. Waar lê jou lojaliteit, Ewenswat? Hier lê my lojaliteit. My lojaliteit is teenoor Vader God en sy koninkryk deur geloof in en in verhouding met Jesus Christus sy seun, vir wie hy in die vlees na die aarde gestuur het om daardie koninkryk te vestig deur die krag van sy Heilige Gees. Daarom lê my lojaliteit ook kompromieloos by die eklesia, my medegelowiges vir wie God uit die sondige wêreld uitgeroep het om 'n verbondsvolk vir hom te wees. Ek glo dat God self sy kerk bou en dat die magte van die doderyk dit nie sal oorweldig.